Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons het sopas na Bernice West, kan sopas vir Bernice West verwelkom hier in die Goeiemôre, Good Morning ateljee. Sy is hier vandag om te gesels oor haar nuwe enkelsnit C2. Bernice, welkom by Goeiemôre, Good Morning. Is wonderlik om jou hier te hê. Maar dankie, dit is so lekker om hier te wees. Bernice, hierdie was 'n groot jaar vir jou. Daar's nie net baie nuwe musiek wat ons nou kan luister nie, maar jy het mamma geword, klomp ander goed wat jy ook aan die gang het, waaroor ons later gaan gesels. Hoe gaan dit met jou? Kyk hier so, ons hou kop oor water, ons leer swem, maar ag, dit is baie lekker. Ek dink hierdie is 'n tyd van 'n mens se lewe wat 'n mens net moet geniet. Ek dink eendag gaan ek terugkyk en ek dink, wow, dit is regtig amazing om alles op een slag eintlik te kan ervaar. Ja, en hoe gaan dit met die mamma wees? Baie goed. Kyk hier so, ek het geniet myself gehate uit. Ek sê vir Janus is Loa is nou op ouderdom was my broers maak om nog 'n babatjie te kry. Die oulikste dingetjie, maar ag nee, so worth it. Mense lewe verander 100%, maar ag, dit is so lekker. Ek wil ook vra, julle is besig met West Cafe en dan natuurlik Janus se produksies. Kry jy regtig 'n geleentheid om te voel dat jou lewe in balans is, of gee jy maar aandag hier en hierdie gaan ek nou dalk volgende week by uitkom en dan andersom ook? Kyk, dit is, kom ek sê so, 'n wandelende orkes, soos dit is heeltyd in mekaar, dit is beautiful chaos, maar ek dink, wat dit vir my so gerieflik maak is Janus, soos ons beplan vooruit en ons, verstaan ons baie keer op die nippertjie wat ons beplan, ons is, ons moet baie keer 'n ou Mariel of so, maar ag nee, dit wat ons doen, jy weet, doen ons intentioneel en ons probeer mekaar maar uithelp en ondersteun, so, wanneer ek besig is, dan help hy met Loa, wanneer hy besig is, help ek, maar ag ja, ek dink, mens gaan nooit, kan ek sê, 'n resep hê oor hoe 'n mens dit doen nie, soos mens vat maar elke dag soos wat dit kom, maar nee, ons figure dit nog maar uit, soos wat ons gaan. En ek dink dit is wonderlik dat julle net vir Loa net deel maak van alles wat julle doen. Ek het gesien backstage by in die bos, daar's Janus met Loa terwyl jy op die verhoog is en sy kyk daar vir mamma op die skerm en sy's net regtig opgewonde en so in julle lewens in gebou amper, asof sy net altyd daar was. Definitief, ek meen sy is deel van ons, verstaan dit help nou nie, mens hou wel weg nie. Ja. Daar is geleenthede wat ons voel, okay, weet jy wat, is beter as sy dalk by ouma bly. Ja. Maar ander kere as mens kan, soos vanoggend ook, ons probeer haar saambring, dat sy ook maar, weet sy, soos ek sê, sy is deel van ons en dit, niks gaan dit verander nie. Ek het nou voordat ons begin het vir jou gesê, kyk hoe mooi is jou skoene. Ek is mal oor die tekkies, maar jy trek jou skoene uit as jy optree. Is dit 'n bygeloof? Is dit iets wat jy, is dit 'n gemak ding? Wat is die rede daarvoor? Nee, ek weet nie of jy my dalk met klein bietjie misgis met Carlien nie. Ek het nog gesien sy trek haar skoene uit, maar nee, ek weet wel wanneer ek my skoene aantrek, voel ek eers of daar goggostom is, want ek is so bang ek kry 'n kokkeroot of 'n muis of 'n slang of 'n spinnekop. So nee, ek trek goed my skoene uit voordat ek dit aantrek. Dis baie cute. Ons is natuurlik hier om musiek te gesels en jou kortspeler Kom maar nader is nou uit. Die enkelsnit C2 is ook nou of môre of Vrydag beskikbaar. Yes, Vrydag. En hoe was dit vir jou om daai hele skryfproses weer aan te pak na 'n bietjie van 'n breek? Ek moet sê, dit was toch overwhelming. Ek dink die tyd wat ons wel geskryf het, is vir my amper al so 'n blur, want Loa het gesukkel met koliek in die begin, so dit was chaos. So mens kon nie lekker fokus nie, ook is my eerste keer wat jy ma is, so jy probeer nog ook met jou voete vind. So gelukkig, ek weet Johan, Foster, Jacomien, hulle almal was so betrokke geweest en Janus was ook betrokke, so hulle het baie gehelp met hierdie ronde wat vir my, ek dink baie die proses bietjie ligter gemaak het. En dit was vir my ook lekker om net, jy weet, kan ek sê, die skryfboek te deel met ander mense ook. So, ag nee, dit was 'n bietjie van 'n uitdaging, maar definitief die moeite werd en ek dink mense groei deur elke proses wat jy 'n bietjie, weet, ongemaklik laat voel, so nee, definitief die moeite werd. Praat Duits is nog 'n liedjie wat op die kortspeler is en dit gaan oor paartjies wat net bietjie van by mekaar kommunikeer. Ja. Dit kom eintlik oorspronklik van die stelling wat sê, ek is so lief vir jou, maar jy maak my mal. Soos ek kan baie keer net nie, en ek dink dit wys mense net dat die liefde soos
bedek net alles. Mense is altyd so lief by, jy weet, vir daai persoon al maak hulle jou mal. Maar nee, dit is ek dink my persoonlike gunsteling op die album. Love die liedjie. Loa was in my maag gewees toe ek dit geskryf het en nou is dit haar gunsteling liedjie. Soos as hy begin speel, dan sien jy net hoe begin sy so wikkel. So nee, ek love die liedjie. Is dit vir jou moeilik om meer persoonlike goed te skryf en om uit jou eie ervaring te skryf? Of meestal is jy een van daai kunstenaars en liedjieskrywers wat kyk na die wêreld om hulle en dan skryf dalk oor ander mense? So dis is 'n baie interessante vraag. Ek dink vir my is dit maar 'n bietjie ietsie van alles. Mens moes eintlik half leer om meer oor die wêreld op buite te skryf as van jouself, want baie keer skryf jy sulke diep goed en dan is mense soos mense gaan nie daarmee vereenselwig nie want dit is dalk te diep of so. Maar ek meen ons is storytellers, verstaan, soos ons skryf en ons vertel stories daardeur en dit is lekker as 'n mens, ek dink die kuns so kan bemeester dat jy die mense om jou kan include. So ja nee, dit is vir my ook baie keer ek leer baie in die skryfproses, maar mens probeer maar so 'n bietjie die balans vind tussen beide van die twee. C2 kom op die perfekte tyd uit, want weet jy daar's soos 5-6 weke voor almal dan nou C2 gaan. Was dit opsetlik so gedoen dat dit amper 'n liedjie van die somer word? Definitief. Ons het gevoel, weet jy wat, daar is nie 'n lekker liedjie vir wanneer jy C2 ry nie en ek dink die hele sang include of die C2 ry, die padkos, die stop by die Wimpy, die hele familie, die fights in die kar, kamp opslaan. So ons het die gevoel ons wil intentioneel iets skryf vir Desember. Maak nie saak waar jy gaan nie. Mense sê mos nou nie jy gaan Kaap toe of jy gaan Durban. Jy sê jy gaan see toe. So ons het net gevoel ons wil 'n sang maak vir Desember wat sê ons gaan see toe.